Ek wil van my kant af ook vir elkeen van julle sê, dankie vir die moeite wat julle gedoen het, want om so vroeg op te staan en kerk toe te kom, julle weet mos om al reeds baie keer kerk toe te kom, is al vir baie mense al 'n inspanning, en dan nog so vroeg, nog soveel meer, so baie dankie vir elkeen wat vanoggend hier is. En dis lekker om vanoggend hier te kan wees, om almal saam ons Vader te kom dankie sê vir hierdie dag. Nou, voor ek wegtrek, wil ek net eers sê, die dag toe Jacques en Toby my kom sien het nog haar by die werk, en hulle kom vra my of ek het sal oorweeg om as ouderling te dien vir die gemeente, het ek nie onmiddellik met volle ywer en volle oorgawe en entoesiasme gesê ja nie. En een ding het ek vir hulle gesê, ek sal dit doen op een voorwaarde. Sê weer? Ek preek nie. Ek wil nie preek nie. En beide van hulle het my die versekering gegee, dat so ver as dit van hulle afhang, dit nie sal gebeur nie. En kyk nou, en dit nogal vandag, Goeie Vrydag, wat eintlik een van die belangrikste dae in die Christendom se lewe is, en ek moet vanoggend nou preek. So, ek wil sê asseblief, as ek dalk vashak, of ek sou stotter, wil ek vra, kyk verby my, moet dit nie raak sien nie, en wat ek sê is, have patience and pray for me, God is not finished yet. Mag die Here hierdie eenvoudige boodskap wat ek vanoggend vir julle wil bring, niks astronomies nie, maar dat hy dit vanoggend aan julle harte sal seën. En terwyl ons hierso gesit het, ek was eintlik bekommerd dat dit gaan nie lig genoeg wees dat ek nie my notas kan sien nie, maar ek dink is baie duidelik vanoggend dat ons tema is duisternis en lig. En ons sê dat selfs na die donkerste nag bring God lig. Kom ons maak ons harte vanoggend oop, dat ons kan hoor wat die Here dan vir ons sê. Ek sien hier is 'n klompie van julle wat julle Bybel saamgebring het. Julle is baie welkom om saam met ons te lees. Die wat nie daar is nie, luister maar net vanoggend vir ons. Ek het 2 skrifgedeeltes wat ek vir ons wil lees, 2 kort gedeeltes. En ons lees die eerste ene uit Johannes 19 vanaf vers 26. Johannes 19 vanaf vers 28. Johannes 19 vers 28, almal daar. En dit was hier, terwyl Jesus aan die kruis hang, en dit was net voor hy sy asem uitgeblaas het, en hy sê, hierna, omdat hy geweet het, dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan, en hulle het 'n spons met asyn gevul en op 'n hisopsingel gesit, en aan sy mond gebring. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig, en die Gees gegee. My tweede gedeelte wat ek wil lees, is Psalm 30, vers 6. Psalm 30, vers 6. En ek gaan daar net sy laaste gedeelte lees. Saans
vernag die geween, maar smorens is daar gejuig. Ek herhaal weer, saans vernag die geween, maar smorens is daar gejuig. Ek wil graag vra dat ons die oë sal sluit en dat die Here hierdie woord en dit wat ek vir ons gaan bring, gaan seël. Ons Here Jesus, ons kom vanoggend hier voor U om dankie te kom sê. Ons kom dankie sê dat U koninkryk wat volkome was, wat volmaak was, dat U dit kon verlaat het om mens te word in hierdie krom en verdraaide geslag en wêreld. Dankie dat U ons kom leer het wie die Vader is. Want U het gesê, wie my gesien het, het die Vader gesien. Wie my lief het die Vader lief. En wie Jesus het die Vader, en die Vader woon in hom. Dankie dat U gehoorsaam was, en dat U wil ondergeskik gestel het aan die wil van U Vader. Dankie vir die bespotting, die vernedering, die sla en die pynlike dood van die kruis wat U vir elkeen van ons deurgegaan het. Dankie dat U alles vir ons volbring het. My gebed vanoggend is, Vader, dat U vir my ergens eenkant sal skuif en dat U my woorde en my lippe sal salf en dat U deur my sal spreek. Kom deur die Heilige Gees nou en raak elke hart aan en maak hierdie oomblik vir ons lewend. Ons bid hierdie alles in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Nou soos ek gesê het, ek het 'n baie eenvoudige boodskap vanoggend en wees gemaklik asseblief. As jy koffie wil sluk, sluk jou koffie. Hoop jy julle kry te koud nie. Ek sien Toby daarom sy hoed op. Heeltemal reg. My tema, soos ek gesê het, is van duisternis na lig. En ek wil graag julle eers 'n bietjie terugvat na die Ou Testament toe. So 'n bietjie agtergrond gee oor wat was die Jode se verwagting wat hulle van Jesus gehad het. Wat se verwagting het hulle gehad? En as ons so deur die Ou Testament lees, dan kom baie keer die woord voor Messias. Nou ek dink as ek vir 'n paar van ons jong mense dalk vra, mag hulle dalk vir my sê hulle weet nie wat Messias beteken nie. Nou, as ons na die woord Messias kyk, net om 'n bietjie lering ook hier te gee, beteken dit 'n verwagte redder of koning. Dit beteken iemand wat sou kom om God se volk te kom verlos. Dis iemand wat uit die nageslag van Dawid is. En ek dink as ons so na hierdie kriteria kyk, op daai stadium van die geveg toe Jesus op die toneel begin verskyn het, het hy al die boksies getik. En so ook het die Jode vanaf Jesus toe begin leer het hulle verskriklike hoop gehad in hom. Hoop gehad dat hy die Messias is, wat hulle sou kom verlos van die Romeinse juk. Hierdie hoop het 'n hoogtepunt bereik in hulle. Die dag toe Jesus Jerusalem binne ry op die donkie, op die esel. Ons weet toe hulle die donkie gekry het, het hulle gegaan en hulle klere bo op die donkie gesit. Nou, ek dink daai tyd was kledingstukke 'n baie waardevolle besitting. Hulle het nie soos ons kaste gehad vir Maandag, Dinsdag, Sondag nie. Die klere wat hy het was maar 'n paar stukke ekstra wat hy het, wat maar seker is, soos ons sê, in die was, aan die bas. En hy moes na sy klere kyk, want ek dink nie dit was volop beskikbaar nie.
En so kom hulle en hulle vat hierdie besittings van hulle, en omdat hulle hom sien as hulle Messias, sit hulle dit op die donkie, sodat hy gemaklik kan sit, sodat sy klere nie vuil kan word nie. Verder sien ons ook, gaan van die mense en hulle gooi selfs hulle klere op die pad. Die vuil pad, waar die mis van die diere lê en waar mense loop. Hulle het dieselfde tyd begin sing. Ons weet het, hulle het gesê, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hierdie takke wat hulle geswaai het, is asof dit hulle koning is wat kom. Hy het nou so pas die oorlog gewen, en is 'n oorlogskreet wat hulle uitroep. En in hulle gedagtes het hulle gedink, hier kom ons redder, hier kom ons koning, hier kom hy wat ons gaan verlos van die Romeinse juk. Nou ek dink, en ek het dit nou nie deel van my tema gemaak hier nie, maar ek dink, en ons weet het nie, daar was dalk so ondergrondse mag, amper soos die broederbond, of wat die mense het ook al sal noem, wat dalk wapens begin by mekaar maak het, en sê, hoorie, ons moet reg wees. Een of ander tyd gaan hier 'n lekker geveg uitbreek, dan moet ons gereed wees met ons swaarde. Ek dink daar was dalk al sulke voorbereiding, weet nie. Maar hulle het hierdie hoop gehad, dat hulle Messias gaan kom om hulle te verlos. Maar soos ons weet, 'n paar dae later, na die intog, word hierdie hoop van die Jode verpletter. Toe Jesus gevange geneem word, hy word gegeesel, en hy word uitgelei na Golgotha om gekruisig te word. Die woord sê vir ons, toe hy op pad was na Golgotha, het daar 'n groot menigte, baie mense, het hom agtervolg, agter hom aangeloop, en ek kan vir myself net indink, wat se emosionele tonele moes daar afgespeel het. Ek dink daar was ontsettende verslaandheid. Hulle kan nie glo dis dieselfde mens wat hulle 'n paar dae terug gesien het nie. Stikkend, uit mekaar geslaan. Ek dink daar was van hulle wat teleurgesteld was, want dit was hulle hoop. En dan was daar baie hartseer. Ons weet hoe die vrouens gehuil het en hoe hy met die vrou gepraat het. En gesê, moenie oor my huil nie, maar huil oor Jerusalem. Hierdie Jesus, hierdie Messias, was hulle hoop. En nou is dit duisternis. Dit is donker in hulle gemoed, soos wat ons vanoggend die donkerte ervaar het. Toe die soldate die kruisfinaal in sy regopposisie gebring het, en almal Jesus daar kon sien hang, met sy verminkte en bebloede liggaam, was dit vir hulle finaal. Dit was fataal. Dit was binne hulle gemoed duisternis. Hulle hoop is daarmee heen. Teen 12 uur die dag, dit was 3 ure nadat hulle Jesus aan die kruis vasgenaal het, toe kom daar letterlik duisternis oor die aarde. Ons ken die verhaal. En dit was so asof die aarde op daardie stadium hulle gesig en die Vader hulle gesig bedek vir Jesus. Dit was duisternis in mense se gemoed, maar ook letterlik in die natuur. En hierdie duisternis verteenwoordig vir ons die sonde las wat Jesus op homself moes geneem het. As ons gaan kyk in 2 Korintiërs, en as julle wil kan julle soontoe blaai, 2 Korintiërs 5 vers 21, sê die volgende, want hy, is die Vader, het hom wat geen sonde, wat Jesus wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak,
sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. So die wêreld se las, se sonde, was op sy skouers, wat hy moes dra. Jou sonde en my sonde. Verder ook, ons siekte, ons krankhede, was bo op hom. As ons lees in Jesaja 53 vers 5, sê hy, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Daar was selfs ook verlatenheid in daai oomblik. Soos weet dat Jesus het self uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? Hy was eensaam. Daar was pyn en daar was lyding. En dit was alles wat saam met hierdie duisternis gekom het. Dit was donker. En hierdie duisternis wat saam op Jesus was, is ook jou duisternis, is ook jou donkerte, wat hy gevat het, en op hom geplaas het, jou skuld, jou sonde, jou siekte, jou seer, jou vernedering, jou skaamte, jou bekommernisse, jou vrae, jou eensaamheid. Teen 3:00 die middag, en soos ek altyd sê, as julle die sommetjies maak, het Jesus vir 6 ure in daai posisie aan die kruis gehang. Het Jesus met 'n groot stem. Nou ek probeer my indink hoe Jesus moes gelyk het en hoeveel krag hy op daai stadium nog in hom kon gehad het. Maar ek glo uit met die laaste bietjie inspanning wat hy gehad het, het hy met hierdie groot stem uitgeroep. Dit is volbring. Hy het sy hoof gebuig en hy die gees gegee. Dit was vir almal wat daar was en aanskou het, die finale einde. Toe Jesus hierdie woorde gesê het, het dit nog vir almal donker gelyk. Fisies. En hoekom? Want daar was nog geen opstanding nie. Daar was nog geen leeg graf nie. Daar was nog geen halleluja's nie. Al wat hulle op daai stadium beleef, is net stilte, net die kruis, en net die dood. Maar wat hulle nie geweet of besef het nie, is wat die woord volbring regtig beteken nie. Hulle het gedink dis 'n uitroep, soos ons vanoggend gesê het, van nederlaag. Dis die einde, dis verby. En ek dink as ek en jy dalk daar gestaan het, sou ons dalk ook gesê het, dis klaar praat. Dis Ikabod. Dis verby. Wat sê die logika? Hy's dood. Nou, as ons na die Griekse woord kyk vir volbring, is dit tetelestai, wat 'n regsterm is, wat beteken, dit is ten volle betaal. Die uitstaande skuld is nou klaar betaal. Dis wat die woord volbring beteken het, maar hulle het dit nie op daai oomblik besef nie. En wat beteken dit nou eintlik? Dit beteken alles wat die Vader bepaal het, alles wat nodig was vir die wêreldse verlossing, se redding van die sondige mens, is afgehandel. Dis finaal. Dis klaar. Die prys is betaal. Geen uitstaande skuld meer nie. Nie jy of ek het nodig om meer ons skuld te betaal nie. Dit was nie 'n kreet van nederlaag nie.
maar 'n verklaring van vervulling en van oorwinning. God was reeds besig om lig te bring. Dit was die begin. Die lig het begin deurbreek. Die duisternis word oorwin deur die lig. En soos julle weet, die duisternis kan nie die lig oorwin nie. Dis die lig wat die duisternis oorwin. En tog, geliefdes, op daardie oomblik het dit maar nog droewig en donker vir hulle gelyk. Daar was geen sigbare oorwinning nie. Daar was geen triomf nie. Daar was net slegs die stilte van die dood. So ook vanoggend, dalk in ons eie lewens, of voel ons dalk, daar is tye wanneer God se werk vir ons verborge bly. Dis wanneer ons slegs die kruis sien, en nog nie ons vrymaking en losmaking nie. Ons sien dit nog nie. Ons sien nog nie die oorwinning nie. Ons sien nog nie die genesing nie. Ons sien nog nie die herstel van verhoudings nie. Ons sien nog nie die opstanding nie. Maar vanoggend leer die Here vir ons, soos die lig en die ligte hier om ons vanoggend die nuwe dag aanbreek en stadig maar seker deurbreek, so werk God se genade. Stil, maar verseker. Wat aan die kruis begin is, sal nooit onvoltooid bly nie. Want wanneer Jesus sê dit is volbring, dan is dit werklik volbring. Daarom leef ons nie uit wanhoop nie, maar ons leef uit hoop. Nie omdat ons die einde reeds sien nie, maar omdat ons die een ken wat die einde bepaal. Soos vanoggend toe ons hier aangekom het, party van ons was bietjie vroeër as die ander, toe was dit eintlik nog stik donker. Maar terwyl ons hier besig was en soos ons nou gesit het vanoggend, gebeur daar iets. Die lig kom stadig, die lig kom saggies, en dit is onstuitbaar. Dit is hoe God werk. Op Goeie Vrydag lyk dit of duisternis wen, maar eintlik het lig reeds deur begin breek. Die kruis lyk soos die einde, maar is die begin van genade en van hoop. Vanoggend terwyl ons die son sien opkom, herinner God ons, lig kom altyd. Miskien beleef iemand hier vanoggend, wat hier sit, dat jy het 'n donker plek, of daar donker nog in jou lewe. Jy beleef vanoggend dalk nog sonde in jou lewe. Jy voel dalk nog vanoggend, jy is gebind met kettinge en jy kan nie loskom nie. Jy voel vanoggend dalk, jy's vasgevang, gebind met verslawing, gewoontevormende sondes, soos ons weet, dwelms, drank, pornografie, nikotien, skinder, jaloesie, twis, venyn, kan hulle opnoem. Dis goed wat ons bind en wat ons vashou, maar God is besig om iets nuuts te doen. Die lig is besig om deur te breek. Kolossense 2 vers 13 tot 15 sê Jesus vir ons die volgende: En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het en die skuld teen ons wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim, en het dit aan die kruis vasgenaal, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Ek wil vanoggend vir julle sê,
Jy sit dalk vanoggend hier en jy sien nie lig nie. Dit is dalk nog duisternis in 'n aspek van jou lewe. Soos ek gesê het, dit kan duisternis wees, nie noodwendig sonde nie, maar dit kan duisternis wees in jou verhouding, jou huwelik, jou verhouding met jou kinders, jou werk. Jy is dalk ongelukkig in jou werk. Ons kan vanoggend, het ons 'n oop deur. Ons het vanoggend nog die voorreg wat Jesus vir ons moontlik gemaak het, om dit na hom toe te bring, sodat hy vir ons, dit wat hy volbring het, dat hy dit vir ons kan gee. Jesus se werk aan die kruis was genoeg. Dit is volledig. Dit is volbring. En ek wil hê, dat ons vandag en die toekoms vorentoe, leef ons nie in wanhoop nie. As ons kyk wat aangaan in die wêreld, dan lyk dit wanhoopig. Maar ons het hoop. Jesus het vir ons die lig gebring, van duisternis na lig. Kom ons sluit die oë. Ek wil, voordat ek begin bid, ook maar net vra dat, daar waar jy nou sit, dat jy 'n bietjie ondersoek en onder selfintrospeksie gaan hou. Want jy ken jouself, jy weet dalk waar is daar nog plek, waar is daar nog areas wat jy nog nie vir die Here gebring het nie. Areas waarmee jy sukkel. Dit mag sonde wees, maar dit mag wees, soos ek sê, verhoudings en omstandighede in jou lewe. Dit mag siekte wees. Die lig is op pad. Ons Hemelvader, ons wil vir U dankie sê, dat U die volkome prys betaal het. Ons kom vanoggend en sê, dankie vir dit, want ons het dit nie verdien nie. U het dit vir ons gedoen. Onskuldig is U gedood, terwille van ons. Ons wil vanoggend kom, Vader, en ons wil self ons deursoek, en ons wil kom en voor U kom en sê, Vader, daar waar daar areas in ons is, waar ons nog sukkel, waar daar nog dalk nie lig is nie, wil ons dit vir U bring en sê, laat U lig deurkom. Help ons om geduldig te wees, om te kan wag. Die lig is op pad. Vader, ons wil vir U dankie sê vir U genade, ons wil dankie sê vir U geduld. So is my gebed vir elkeen vanoggend hier, Vader. En weer eens wil ons vir U baie dankie sê vir die prys wat U vir ons betaal het. Die prys wat ons nie sou kon betaal het nie. Ons loof U tot in ewigheid. Amen.